keer gaan ons 'n bietjie praat oor die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond. Maar ons gaan begin deur te kyk daarna om te sien wat is of hoekom verstaan ons nie ons erfporsie. Sien, daar was 'n storie wat van 'n koning en 'n koningin of 'n hertog en 'n hertogin, en hulle het in 'n plek gebly. Hulle was baie ryk gewees en hulle het in 'n kasteel gebly, en hulle het vir Sarah gehad wat vir baie jare vir hulle gewerk het. En op 'n stadium het hulle, die hertog en die hertogin het nie kinders gehad nie, en hulle het eers het die hertogin afgesterwe, en tydens daai hele proses het Sarah die hertog versorg. En sy het mooi gekyk na hom en sy het seker gemaak hy is reg. En na 'n hele paar jare het hy ook te sterwe gekom, en die hele volk was eintlik baie hartseer gewees, en hulle het alles wat daar was, het hulle net toegemaak, en die kasteel en die blyplek en alles het gegaan. En Sarah het toe maar teruggetrek na dit wat sy geweet het, en sy het in 'n klein kamertjie gaan bly, en op 'n stadium het sy baie siek geword. En die mense wat daar by haar was, het die dokter gaan bel, of die dokter gaan kry, daai tyd was daar nou nie foon nie, maar en die dokter gaan kry om vir haar te kom versorg, en te kyk wat gaan aan met Sarah. En terwyl Sarah daar is, terwyl die dokter na Sarah kyk en alles kyk, toe sien hy daar is so bo haar bedkop was daar 'n dokumentasie wat binne in 'n kassie gesit is. En die dokter uit nuuskierigheid vra toe vir Sarah, nou maar wat is daai? En hy begin dit te lees en hy kom agter dat die hertog en die hertogin het alles wat hulle gehad het aan Sarah bemaak. Hulle het haar as erfgenaam. Maar die probleem met Sarah was, is deur al die jare het sy nooit geleer lees nie. So sy het nooit verstaan wat daardie dokument beteken. Met ander woorde, sy was 'n erfgenaam, en sy was eintlik in alle regte skatryk gewees. Maar omdat sy nie geweet het hoe om die dokumentasie, die testament te lees nie, het sy nie geweet dat sy skatryk is. Nou baie is dit dieselfde met ons. Ons doen partykeer dinge, maar ons is so blind, want ons kom nie op 'n plek wat ons die testament lees nie. En die testament mag sê ons is skatryk. Ons is volle erfgename. Maar omdat ons nie die moeite doen nie, bly ons net waar ons is. En ons gaan lewe in 'n klein afgelewe huisie, en ons is op 'n plek waar ons nie eintlik moet wees nie. Want ons het 'n erfgenaam. Ons probeer baie kere dinge op ons eie, want ons weet nie van beter nie, maar as omdat ons nie lees nie. Die groot probleem is, ons lees nie die testament nie. Die Here Jesus het gekom en hy het vir ons 2 testamente. Ons het wel die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament. Ons het die Nuwe Verbond en ons het die Ou Verbond. En in hierdie verbond het God gekom en hy het vir ons gesê dat hy vir ons die erfgename gemaak het van die koninkryk van God.
Die probleem is net ons lewe asof daar nie 'n einde is nie, asof daar niks is nie, asof ons brandarm is. Maar eintlik in God se testament het hy vir ons kom gee wat ons nodig het. En in ons huwelike is dit presies dieselfde. Ons kom op 'n plek wat ons nie ons verbond met God verstaan nie. Ons verstaan nie dat hy vir ons dit gegee het nie, omdat ons nie die moeite gedoen het om te lees wat God se testament vir ons sê nie. Sarah het die hele tyd die testament gehad. Sy was effektiewelik ryk gewees. Maar omdat sy nie gelees het nie, en omdat sy nie die testament verstaan het nie, het sy arm gelewe. En sy het eers geld gehad om die dokter te laat roep. Sy moes weldoeners gekry het om dit vir haar te doen. Net so is ons baie kere in dit wat ons doen, ook dat ons nie luister na die testament nie. Nee my vriend. Ons kom op 'n plek dat ons so staat maak op dit wat ons nou hier het voor ons, wat ons dink, die voorbeeld wat vir ons gegee is, en al daai goeders. En ons kom nie op die plek dat ons by die testament self uitkom. Sien, almal van ons kom uit 'n familie uit. En ek dink jy gaan 'n bietjie iets vir ons vertel rondom dit. Ja. Ons gaan die bokse gebruik. En ons gaan voorstelling doen. En wanneer ons almal het ouers, het sy of hulle goeie of nie sulke goeie ouers was nie. Almal van ons het ouers, anders was niemand hierso nie. En hierdie boek staan voor ons ouers, hulle huwelik. Dit wat ons gesien het by ons ouers. Of partykeer by ons voogte, of partykeer by ons oumas, oupas. Maar dit is soos 'n nalatenskap. Ons het 'n voorbeeld daar gesien, en ons het die persepsie in ons kop, okay, dit is hoe 'n huwelik lyk. Het sy of dit goed is en of dit sleg is. En dan leer ons vanuit daardie persepsie. Aan die ander kant, wanneer ons getroud is, het ons ewe skielik ons eie ervarings. En het sy weer eens of dit goed is of sleg is. Ons lewe vanuit hierdie ervarings. En dit ons bevind ons tussen hierdie twee bokse van ek kom nie vandaan, dis wat ons gedoen het, dit is hoe dit is. Aan die ander kant sit ons met dis die ervaring wat ons het, wat ook nie so goed wees nie. En vandag wil ons eintlik kom ons sê, maar daar's 'n derde boks. En hierdie boks gaan oor wat sê God se woord rondom ons huwelike. Maar voordat ons by daai boks kom, moet ons eintlik eers klaar maak met hierdie twee. Want hierdie twee sê nie noodwendig vir ons wat sê God se woord oor ons huwelike nie. En hoe hy wil hê ons moet lewe. En dan wil hê ons huwelike moet funksioneer en lyk nie. So, ons moet vandag besluit, gaan ons vanuit ons persepsie bly lewe van wat ons gesien ons ouers doen? Of kan ons op 'n punt kom vandag waar ons sê, okay, dit wat ons gehad het was nou nie so right nie. Die persepsie, die voorbeeld wat ek gehad het van hoe huwelik lyk was dalk nie so goed gewees nie. En ons moet op 'n punt kom waar ons kan sê, maar okay, ek gaan my rug draai op hierdie persepsie. Ek gaan nie meer vanuit hierdie persepsie uitlewe nie. Ons moet op 'n punt kom waar ons kan sê, maar
ek vat dit wat goed was, wat ek gesien het by my ouers, maar dit wat nie so goed was nie, dit laat staan, ek stryk 'n streep, ek gaan nie weer terug daarna toe nie, ek vergewe my ouers vir dit wat hulle gedoen het, of gesê het, of gemaak het, wat my 'n verkeerde persepsie van die huwelik gegee het. Aan die ander kant, wanneer ons draai op hierdie gedeelte, moet ons ook ons draai op hierdie gedeelte. Want hier het ons mekaar dalk seer gemaak. Hier het ons woorde vir mekaar toegevoeg wat nie so goed was nie. Hier het ons dalk ervarings gehad wat nie so lekker was nie. Omdat ons dalk nie beter geweet het nie. So hier moet ons rede draai op dit wat ons ervaring is, dit hou wat goed is, en dit wat sleg is, let go en mekaar vergewe. Voordat ons kan uitkom by wat God sê, is hoe ons huwelik moet werk. So ons wil graag vir julle elkeen die geleentheid nou gee, man en vrou. Eers die man, dan die vrou, en die man is die hoof, om klaar te maak met hierdie gedeelte. So man en vrou gaan met mekaar gesels. Wat laat staan ons hierso? Wat vergewe ons hierso? Sodat ons kan voortbeweeg. Want onthou nou God sê, jy kan nie agtertoe kyk nie, soveel van ons hou vas in die verlede van dit wat agter ons is, ons leef daaruit. Ons hele lewe word gebaseer op dit wat agter ons, veronderstel is om agter ons te lê. En as ons nie klaar maak met dit nie, as ons nie klaar maak met die verlede nie, dan is dit soos 'n hak aan jou enkel, dit hou jou altyd vas, dit trek jou altyd terug. So vandag moet ons klaar maak met dit. So ons wil 'n geleentheid gee om klaar te maak met die persepsies van dit wat ons ouers vir ons nagelaat het. Goed, sleg, wat staan dit? Behou wat goed is, maar los dit wat sleg is. Vergewe, let go. En dan kom ons na ons eie ervarings toe. Dit wat ons beleef het in ons huwelik. Al die sleg, om mekaar te vergewe vir dit wat ons verkeerd gedoen het aan mekaar, verkeerd gesê het aan mekaar, sodat ons hierdie gedeelte ook kan aflê en dat staan, en 'n streep trek, sodat ons vorentoe kan beweeg, sodat ons kan hoor wat God sê rondom in die huwelik. So, jy het elkeen na die geleentheid om dit te doen.